Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. En nou kan jy agteroor sit en lekker luister na die smeulende vryskut joernalis Tanya de Vente Buyker. Julle is die smeulendes. Ag, mag ons maar almal saam smeul, veral nadat daai jalapeno, hy smeul nog so 'n bietjie agter in ons kele. Eet jy afval, Tanya? Afval sal ek eet, ja. Ja, maar nie? Maar nie 'n jalapeno nie. Niks wat brand nie, nee. Wat van 'n ligte bruintjie? Niks. Haai, ek sal jou nog probeer convert. Non. Ek sal jou bekeer tot 'n jalapeno. Luister, dankie dat jy hier is en vir jou tyd. Ons begin met 'n storie wat regtig eintlik nogals baie emosioneel is. Moeilik om te lees en mens hoop regtig dat hierdie getuies beskerm sal word vir die feit dat hulle die waarheid kom praat. Vertel vir ons van getuie B. Ja, getuie B wat getuig het hierdie week voor die Madlanga kommissie gister. 'n Vrouspeurder wat getuig het en ek dink gisteraand toe ek nou deur hierdie berig lees en ek het amper regtig emosioneel geraak toe ek besef wat die implikasies is van hierdie mense wat nou getuig voor die Madlanga kommissie. So bevestigings wat sy gee, ons het vroeër die week getuie A se opspraakwekkende getuienis gehoor oor Katie Molefe se arrestasie in die groot huis en die helikopter wat gestuur is en sy wat ook betrokke is by die ondersoek op die moord na Molefe en ook dan nou Armand Swart. En sy sê sy kan nou in vrede sterf want sy het haar getuienis gelewer en sy is baie dankbaar dat sy dit kon doen want sy sê oral om haar sterf polisielede. So sy is bly sy kon nou haar getuienis lewer. Dit is vir my baie erg. En sy sê ook dan sommiges van ons het nie net toevallig by die polisie aangesluit nie. Ons glo ons is hier geplaas deur God. Maar haar lewe word bedreig en sy sê jy het nie 'n ekstra lewe nie. En die dreigemente wat sy ontvang het al is regtig skrikwekkend. Een van die goed wat hulle vir haar sê is jy tree nie op soos 'n vrou nie, so ons sal met jou afreken soos 'n man. En dan ek dink wat my geraak het was die gedeelte wat sy nie nou by haar gesin is nie. So sy's weg van haar kinders vir veiligheidsdoeleindes. En wat sy sê, dit het 'n geweldige impak. Sy sê sy is die een wat haar kinders leer van reg en verkeerd. Sy is die een wat haar kinders kerk toe vat. En hulle bel haar en sê mamma, wanneer gaan jy kerk toe? Maar sy kan nie vir hulle sê sy kan nie nou kerk toe gaan nie. Ek dink dit het my nogals getref om te dink, imagine ek moet nou weggevat word van my kinders. Sy het ook vir luitenant-generaal Makwanasi geloof vir die feit dat hy op 6 Julie bereid was om op te staan en die getuienis te lewer wat hy het. So kan ons net sê wel gedaan vir hierdie getuies wat die moed het om ten koste van alles op te staan en getuienis te lewer. Ja, ek dink ons praat gereeld oor diensbaarheid. Hoekom is jy in die staat? Hoekom doen jy sekere werke? En ek dink hierdie is presies hoekom jy dit doen. Jy's nie daar om geld te maak daaruit of wat ook al. Dit is nie eens daar om te dien en mense is dankbaar dat daar en ek weet daar's baie mense wat ons noem gereeld wat nou die name wat ook uitkom en ons kritiseer hulle, maar ons moet onthou daar is baie goeie polisiemanne en vroue wat elke dag ook hulle lewe waag vir ons veiligheid. En dis vir my ook nogal sleg gewees om te sien dat sy sê jy weet nie wie van jou kollegas is die baddies nie. Ja, wie is geïnfiltreer en wie nie. Dis 'n stryd. Jy moet nie net oor jou skouer kyk nie, maar ook links en regs kyk. Ja. En oral waar jy gaan is dit 'n stryd teen die bose. Ons hoop regtig vir haar en al die getuies wat bereid is om die waarheid te praat se beskerming. Dan moet ons gesels oor die boelies in die Weskaap. Ja, so ek seker julle het ook al hierdie week oor die Milnerton gepraat, die ma wat haar kind wat geboelie is, die graad 10 kind in Milnerton wat deur 8 kinders aangerand is, graad 8 tot 10 kinders. Daar's dink ek 2 van hulle wat as volwassenes aangekla is. Die kinders is nou op borgtog vrygelaat. 'n Minderjarige is na gesprek met 'n sosiale werker met 'n waarskuwing vrygelaat. Maar na aanleiding van dit het Netwerk 24 hulle gaan vra vir die Weskaapse Onderwysdepartement, maar wat is die statistieke? Hoe lyk dit? En hulle sê dat in die eerste helfte van hierdie jaar, dis die eerste 6 maande, het hulle 69 boelie-verwante aanklagte gekry, is aangemeld. En tot op hede is 65 leerders van as gevolg van ernstige wangedrag, of dit nou aanranding is of dwelmmisbruik, geskort uit die skole uit. Nou, kom ons vat 'n skool en jy dink as daar 65 of Gauteng, Weskaapse provinsie, as daar 65 geskort is, dink net gou aan daai kring om elke kind. Dit is skrikwekkend en die effek wat dit op die kinders en op die skole en die klas het. En dis net die severe cases. Dit is net die severe cases. En die wat wel aangemeld is en waaraan daar iets gedoen is. Korrek, en dit is nie die
alledaagse geboelie wat plaasvind nie. Maar ons is wel bly vir die Wes-Kaapse Onderwysdepartement se voorbeeld van veilige skole program wat hulle lei om aandag te gee aan hierdie tipe kwessies wat so belangrik is in ons skole, nê. Korrek. Ja. Dan ons volgende storie is Jocelyn se verjaarsdagherdenking wat ook 'n baie emosionele een was gister, nê? Tragies om te dink, dit sou haar 8ste verjaarsdag gewees het gister, die skool wat toe 'n spesiaal 'n boom geplant het vir haar en kaartjies neergesit het in die voorportaal om haar verjaarsdag te gedenk. Dit was eintlik vir my baie aangrypend want die skool sê ja, ons hoop sy kom terug en dan gryp dit my in die hart en dink ek dit is waarvoor ons wens, maar die realiteit is so skrikwekkend om te dink hierdie kind wat so onskuldig was, wat weggegryp is. Ook in hierdie berig verwys hulle na die gesin wat haar wou aangeneem het, maar die biologiese ouers wat geweier het. So die gesin waar sy baie naweke en vakansies deurgebring het, wat sê dit is vir hulle baie, baie erg. So mag dit ook vir ons almal herinnering wees dat dit nie weer mag gebeur in ons land nie. Ja, verseker. Ja, mooi kind. Dan 'n Mosselbaai se strande opgeruim. Hoorie, wat 'n interessante storie. Hulle het hierdie jelly-agtige balletjies op strande in Mosselbaai gekry. En hulle sê dit is 'n kool, ek moet dit mooi lees want wetenskap is nie my koolstof ietsie. Ja, en ek het toe nou gaan oplees wat dit is, koolwaterstof. Ek moet toe gaan oplees wat dit is en dit is afkomstig van ruolie of aardgasse of selfs plastiek wat afgebreek het. So iewers moes daar 'n lekkasie gewees het of 'n vermorsing dat hierdie balletjies uitgespoel het en gevorm het, seker maar deur die skuur in die sand wat dit uitgespoel het. So 2 van die strande wat reeds opgeruim is, hulle is nog steeds besig by Dias strand, maar die De Bakke en Santos strand is reeds opgeruim. En hulle sê hulle is hard besig om op te ruim sodat dit weer heeltemal gereed gaan wees vir mense om die strande te gebruik. Ons het in die laerskool 'n liedjie gesing in die revue. Ek dink Yuri Els het dit nog geskryf. Mosselbaai se strande is die goudste. Mosselbaai se strande by die see. Ek het hom toe gaan Google en ek kon hom nie opspoor nie. So dis asof dit nooit gebeur het nie, maar dis wat gebeur in Potchefstroom. Ja, when in Potchefstroom. Hoorie, ek het 'n storie geskep. Hy was gister in die nuus, maar ons het nog nie daar gepraat nie. Kan ons net vir Leon Schreiber loof vir die feit dat paspoorte van Suid-Afrikaners in die buiteland binnekort tuis afgelewer gaan word en vir binnelanders ook beplan word. Ja, so hoe daardie man werk, hy en sy span, laat ons net sê teamwork natuurlik, hy werk baie hard. Hulle het hy het hierdie week vanuit Den Haag in Nederland aangekondig dat wanneer jy jou aansoek doen vir jou paspoort, kyk, daar's mos baie mense wat in die buiteland woon, as jy aansoek doen vir jou paspoort, gaan dit dan nou van nou af by jou huis afgelewer word. So dis nog nie oral nie, van die stede het dit al, dit gaan uitgebrei word en inderdaad dan ook in Suid-Afrika. En hy sê dit is deel van die stappe om binnelandse sake modern te maak en ek dink dit is absoluut fantasties dat ons kan en effektief te maak ook en beweeg met die tye en as ek dink die laaste 6 maande die goeie lofredes wat ons al gehoor het van mense wat in die verlede gesukkel het met binnelandse sake wat deesdae regtig gelukkig is, dinge wat vinniger gebeur. So dit is baie goeie nuus. En die wagtyd vir paspoortaansoeke is al verkort van 18 maande na 5 weke toe. Ja, dit is fantasties. Tanya, dan verlore troualbum weer gevind. Hoorie, dit is vir my so 'n mooi storie. So hierdie gesin by Strandfontein het hulle, lyk my per ongeluk iewers hulle troualbum in 'n boks gesit met boeke wat hulle toe, lyk my, dit het by 'n biblioteek uitgekom. So Nico en Tanya Manuel wat se troualbum vir 20 jaar weg was. En die biblioteek vind toe weer hierdie boek of hulle het hom in die verlede gevind, hulle het nog iemand gaan hom kom haal. Toe vind hulle hom weer, hulle dink okay, ons gaan nou uitvind wie dit is. Hulle vra toe vir gereelde kliënte van die biblioteek, hulle toe die kerk uitgeken in die foto's. Die kerk se sekretaris is gekontak en die sekretaris kon toe vir Nico Manuel opspoor en hulle sê Tanya was baie vinnig by die biblioteek. So verskriklik bly om hulle troualbum terug te kry. Want onthou nou, daai jare was daar nie digitaal nie. So hierdie foto's is nie op Google Fotos nie. So hulle het nou uiteindelik hulle troualbum terug en sy skryf ook daar Tanya Manuel in die biblioteek se besoekersboek. Skryf sy daar baie dankie aan die mooi mense van die Strandfontein biblioteek
wat ons kosbare herinneringe so goed bewaar het. Absoluut, dat hulle nie daai album Net weggegooi weggegooi het nie nie. en dat hulle moeite gedoen het om hom Ja. op te spoor. Ja. Baie dankie aan daai Ja. bibliotekarisse van die Strandfontein Lank biblioteek. lewe die biblioteke. Dis hy, dis makliker om daai te sê. Dan 'n heerlike stoepstorie van foto's waarmee ons kan afsluit. So dit, weet jy, hierdie het vir my vanoggend soveel vreugde verskaf. Die Nikon Comedy Wildlife Awards. Die wenner word op 9 Desember aangekondig, maar daar is fantastiese foto's. Dit was vir my vanoggend so lekker om deur hierdie foto's te gaan en vir elke foto 'n kollega aan te wys. Dink jy nie daai is Jennifer nie? Die wat die Watter happie een? vat. Die wat die happie vat. Nou wie staan daai ek? Net soos ek nou die dag toe ek geskrik het. Sies tog Hulle nie. sê hierdie foto, omdat die wit om die oë so rek, dis soos die eyeliner, lyk hierdie arme voël so verskrik. So dit is die een van die foto's wat nogals uitgestaan het en dan is daar 'n foto van een van my absoluut gunsteling voëls, die geelbek neushoringvoël, wat dit lyk asof hy wegvlug van die arend, maar dit is nie wat daar gebeur het nie. Maar die toevalligheid van die foto, van die fotograaf en kyk, ek wil net sê 'n neushoringvoël lyk altyd so verskrik. So, En haastig. ja, dit is absoluut een van my gunsteling voëls in die O, wêreld. ek moet die kinders nog gaan haal by die skool. Ag, kyk hierdie luister, kan ek net sê hierdie twee likke vane, maar hulle lyk asof hulle in liefdevolle omhelsing mekaar vashou. Hulle is besig om te baklei. So hulle het blykbaar naby die groot pad het hulle gebaklei en dit is blykbaar baie stadige bewegings wat hulle uitvoer terwyl hulle dan nou stoei om die sterkste een te wen. Dit lyk of hulle sê, ag okay Harry, let's call it quits. En dan kyk nou net, jy kan enige kollega wat graag lief is vir 'n dampie daar invul. So hierdie is 'n foto in die stad wat hulle die stad geneem het, 'n eend wat op 'n hek en iemand wat agter die hek staan en rook het en dit is net 'n lekker foto. Fantastiese. Mens moet ook die ligte goed in die lewe kan geniet. Ja, gaan kyk gerus bietjie op The Guardian of tik net in Comedy Wildlife Awards. Jy gaan dit vind. 2025 in pictures, dan kan jy lekker, daar's nog baie oulike foto's. Baie dankie Tanya de Venter-Wyker. Bly ingeskakel vir nog groot ontbyt. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.